foundations have been shaken, when I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking, you still reign and you're still God. And when it feels all hope has faded, the heavy questions hit so hard, and though my soul may feel forsaken, you still reign and you're still God. And though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You're still reign and you're still God. I will declare that you are with me. Though voices whisper that you're not, you'll never leave me nor forsake me, 'cause you're still reigning, you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you're still God. And when my enemies surround me, I'll trust the victory of your cross and fix my eyes upon you, Jesus. For you are God and I am not. You are good and you are faithful, as you have been from the start. You're working all things for your glory. You're still reigning, you're still God. And though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You're still reigning, you're still God. Yeah, this one truth will be my story. You're still reigning, you're still God. Dankie Papa Jesus dat ons weet, en verstaan ons nie altyd alles nie. Maar ons kan net saam met U kom stil raak. In the stillness of who you are, there I find peace. In the stillness of who you are, I see your heart. In the stillness of who you are, there I find peace. In the stillness of who you are,
that you know my life. Still you love me, my Lord. Still you care for me. I'm the dream in your heart, and you keep me right there in the fullness of who you are. I know that you know that you know my name, that you know my life. Still you love me, my Lord. Still you care for me. I'm the dream in your heart, and you keep me right there Hallelujah. in the fullness of who you are. I know that you know. Hallelujah. Dankie Here Jesus. Hallelujah. Ons wil net vanmôre voor U kom stil word, Here. En net weer tot onsself kom en besef dat U is God. Dat U is God, Here. Baie kere wanneer dit in ons lewe stil word en ons wonder waar is die Here, dan was U nog maar altyd daar. Dankie Here dat U by ons is, dat U by ons wil wees. Om een of ander rede wil U nie sonder ons wees nie, Here, en ons dankie daarvoor in Jesus naam. En ek dankie dat U ook vanoggend hier is. Dankie Here. Amen. Jy kan maar die sitplekke neem voordat ons aangaan, net een of twee goedjies wat ek ook wil sê. Aankondigings. Die eerste een is Saterdag is regtig 'n groot ding hier by ons. Dis Vrydag, is Vrydag aand. Ons het ook 'n groep begin, die silwer snare of die senior snare, ek en Chris en Kobie. En as julle nou kom, beloof ek om Leonard Cohen se haleluja vir julle te doen. So julle moet, en ons het nie die woorde verander, ons het die lied bekeer. Want ons vind uit hier by die 3de vers, dinge raak bietjie rof daar. So, dis Vrydag aand, dit gaan 'n fees wees. Ons gaan kom, ek en Chris het besluit, ons gaan 'n klomp tattoos op ons arm sit en oorbel. Julle moet dit kom kyk hoor, die 70s, ons gaan die 70s regtig herleef, het gaan absoluut awesome wees. Moet dit nie mis nie. So, by Natasha daar agter, asseblief, kry gou jou kaartjie, moet dit nie mis nie. En daar's nog plek vir pelle ook, en ons gaan sommer lekker saam eet. Maar die eintlike ding vanmôre, voor ek gaan begin preek, is wat julle moet hoor is, sy is jonk. Sy skiet 'n bok met een skoot gone. En sy is wêreldkampioen. En sy is vanoggend hier. Minke, kom staan hier by my. Wêreldkampioen. Dis vertel vir hulle 'n bietjie al jou medaljes. Hallo almal, my naam is Minke Jansen Leesburg. Ek het nou 6 wêreldrekords en ek het 7 ook wêreldrekords ook beet. Ek is nou die sport vir jaar, het tyd en ek oefen baie hard en my oefen my klap. Baie geluk. Sien jou lief is ons vir jou. En daai pa en ma is natuurlik verskriklik trots. Waar was dit Henny? Waar was julle gewees nou? Bangkok. Dis waar sy daai klomp wêreldrekords gebreek het. Watter wêreldrekord het sy gebreek en watter? Okay.
Wow. Hey, wat 'n wonderlike getuienis en dan kan sy nog 'n bok ook skiet, 'n springbok, né? Ja, ons was by, sy kan dit doen, sy is awesome. Baie geluk namens ons hele gemeente. Ek weet nie wat sy rekord gaan ons breek nie. Stadigste swem. Wie die vinnigste kan sink. Soek 'n rekord. Okay. So ons gaan lekker kuier na die tyd, moenie haastig wees nie. Marco en die jeug gaan. Dankie Marco en die tieners, die kinders. En waaroor praat jy vanmôre? Jy gesê dis vir my mooi onderwerp. Ek wens al die kinders was vanmôre hier. Show me your friends. Hyla sê dit altyd en I'll show you your future. Wat 'n onderwerp, Marco. Wow. Ek wens al die kinders kan dit hoor. Vriende het 'n geweldige invloed op kinders. Dankie julle. Blessings vir wat julle doen, Marco, hoor. Halleluja. Julle met julle kinders bring, hierdie mense doen 'n groot werk. Okay, daar's hy. Ja, en toe die springbokke nou dit nie gemaak nie, maar ons is daarom hier so. Ons het dit gemaak. Vreeslik, okay. Ja. Okay, Psalm 13. Ons is besig met 'n reeks, Waar is God? Waar is God? Dis die reeks, dis die tweede boodskap van die reeksie, maar is ook die laaste boodskap. Ek gaan nie twee doen vir die reeksie. Waar is God as alles uitmekaar val? Goeie vraag. Waar is God in my krisisse? Waar is God as dinge verkeerd gaan? Waar is God as alles stil raak? En ek gaan vir julle lees wat Dawid skryf in die nuwe vertaling. Hy sê, hoe lank gaan u my nog vergeet, Here? Sal dit vir altyd wees? Hoe lank gaan u nog aanhou om my nie raak te sien nie? Hoe lank moet ek nog met my gedagtes worstel? En die hele dag met bekommernis in my hart rondloop? Hoe lank moet my vyande nog oor my rondloop of spot of antwoord my? Here, sê hy, kyk tog na my kant toe, Here, my God, en antwoord my. Gee my tog weer krag of anders kom ek om. En dan kan my vyande sê, ons het hom gewen en hulle sal bly wees oor my dood. En dan sê vers 6, na hierdie goed wat Dawid sê, hoe sleg het met hom gaan, aan die einde van hierdie gedeelte waar hy dit sê, maar ek, op u goedertierenheid vertrou ek. My hart sal juig oor u heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Al die goed wat hy sê, wat aaklig was, waar hy selfs gewonder het, waar is die Here? Dan sê hy, ek wil sing tot die Here, want hy het vir my goed gedoen. Die Message parafrase sê, I have thrown myself headlong into your arms. I'm celebrating your rescue. I'm singing at the top of my lungs. I'm so full of answered prayers. En ek dink ons almal kan dit sê. We are so full of answered prayers. Dawid het ook maar sy aftye gehad, die koning, die weet die man na in God se hart, het ook baie keer gewonder, waar is die Here as alles te veel word, maar dan getuig hy, aan die einde van daai psalm, die Here het vir my so baie gedoen, hy is so goed vir my, and I am full of answered prayers. Ek vertrou hom, and I have thrown myself headlong into his arms. Ons leef in 'n stikkende wêreld. Ek hoef niks te sê vir jou daaroor nie. Wreedaardigste moorde, ons ervaar dit hier by plase in ons land. Kankers, natuurrampe, mense wat hulle kinders deur die dood verloor. Vir my was die vreeslikste jare terug as jong teologiese student en predikant van die groot teoloë in die kerk, godsmanne wat dood gegaan het in kanker, met lang lydingsbeddens, sterfbeddens. Was my aaklig. Dit was my, dan vra mens, hoekom, Here? Jy weet, so. En ons sien dit, is natuurrampe, mense wat hulle kinders deur die dood verloor, dan daai lang lyding baie keer op sterfbeddens, en dan ontstaan die vraag, weet, hoekom laat die Here toe? Weet, waar is die Here in my krisis? As jy in Israel kom, is daar die Yad Vashem, dit is 'n museum, en daar kan jy dit sien, waar die Joodse slagoffers wat deur die nasies gedood is in die Tweede Wêreldoorlog herdenk word. En as jy daar instap, is daar 'n klankopname waar al daardie mense se name uitgelees word. Dag en nag. Vir baie jare alreeds. Die slagoffers, 6 miljoen van God se spesiale volk, 6 miljoen uitgemoor, waarvan omtrent 600,000 kindertjies was.
Ek het hierdie week 'n film gekyk, is 'n drama, is 'n storie, Walking with the Enemy, en dit speel af in 1944 in Hongarye, toe die Nazis destyds Hongarye beset het. En in daai film beeld dit uit die Jode, hoe hulle uitgewerp word, vervolg word, en gestuur word na Auschwitz, waar die gaskamers was. En dan sien jy die tragedie, hoe die kleinkindertjies van die moeders weggeskeer word. Dis eintlik jy wil huil, jy huil as jy dit sien, om hulle eintlik nooit ooit weer te sien nie. Waar was God? Toe sy uitverkore volk uitgemoor was. Hoekom keer God dit nie? In 2004 sterf 280.000 mense in 'n tsunami in Japan, kleinkindertjies ook. 'n Tydskrif gaan skryf daarna oor dit en sê, send a message to God, he has gone too far this time. Iemand op die radio sê, it is time to boycott God. Hoekom laat God slegte goed toe? Want ons wil weet, mense soek antwoorde. Maar weet jy, as jy gaan kyk, veral in die Nuwe Testament, die Nuwe Testament gee nie vir ons antwoorde nie. Die Nuwe Testament sê nooit, waarom slegte goed met goeie mense gebeur nie. Waarom, Here, is 'n vraag wat Jesus ook nie vir ons beantwoord het toe hy op aarde was nie. Daar's 'n paar gevalle, ek noem een, in Johannes 9, was daar 'n man wat van sy geboorte af blind was, en sy disippels vra toe vir hom, Here, hoekom? Is dit omdat hy sonde gedoen het, want dis wat mense glo? Hy het sonde gedoen, nou is hy blind, of het sy ouers sonde gedoen? Jesus het hulle nooit geantwoord nie. En indien Jesus hulle 'n vraag beantwoord het deur te sê dis sy skuld of dis sy ouers se skuld, sou dit gemaak het dat die disippels meer medelee gehad het vir die blinde ou? Ek glo nie. Maar hulle fokus so op die vraag waarom hulle vergeet van die man wat daar sit en swaar kry. So Jesus antwoord hulle nie, en hy gaan help die blinde man, en hy word die antwoord. En Jesus weer lê die disippels se hele Ou Testamentiese oorlewing, dat God straf mense weens hulle sonde. Nuwe Testament gebeur dit nie. Hulle wou die rede weet, maar moet daar altyd 'n dieper rede wees agter alles? Ons geneig om dit te doen, hè? Hoekom? Soek ons dieper redes. En as ons dan die dieper redes weet, die waaroms weet, sou dit enigstens suffering wegvat, probleme wegvat? Nee, verseker nie. So God gee nie vir ons altyd antwoorde nie, hy gee homself in ons. En dis waar ons oorwinning lê. Wanneer ons hom in ons sien, en ons ervaar dit, en ons sien dit, dan gebeur daar iets met ons. Jesus was op die bootjie saam met sy disippels, die storm het gekom. Die storm kom al was Jesus daar. Jesus in jou is nooit 'n waarborg dat die storms nie daar gaan kom nie. Maar Jesus in jou is altyd 'n waarborg dat in spite van die storms, jy aan die ander kant gaan uitkom. Weet, elke gedeelte oor suffering in die Nuwe Testament skuif die klem weg van waarom na hoe reageer ek daarop. Dis 'n goeie een. Ons lees in die Bybel dat selfs profete van ouds in die Ou Testament in hulle krisis gewonder het, waar is God? Hoekom antwoord hy nie? Profete, wat sê die Here. Dink maar aan die profeet Elia, wat by 2 kere so bang geword het, beswaard en depressief geword het, dat hy gaan wegkruip het. En in Psalm 10 lees ons, o Here, waarom staan U so ver weg, en hou U verborgen tye van my benoudheid? Selfs Jesus aan die kruis roep, my God, waarom het U my verlaat? God is 'n God van groot genade, want hy gee ons vryheid om te vra waarom. Hy gee ons vryheid om hom te bevraagteken, hy gee ons selfs vryheid om hom te verwerp. Hy gee mense selfs die vryheid om sy seun te kruisig. So in die Bybel lees ons van baie geloofshelde wat by tye getwyfel het, wat bang was. Dis maar net om vir jou en my te sê, kyk, die helde van die Bybel is gewone mense. Nes ek en jy, hulle is nie supermense nie. Dit wat ek en jy beleef het, hulle ook beleef. Hulle het ook hulle aftye gehad, was ook moedeloos, het selfs getwyfel. Sodat ek en jy vanmôre kan sien, dit gebeur met enige iemand, ons aftye. Dis menslik, daar's nie fout met jou nie, dis hoe dit is. Sodat ek en jy vanmôre kan moed skep en kyk na daai geloofshelde, want God het altyd hulle einde gesien meer as hulle begin. Om vanmôre vir jou te sê, waar jy ook al in jou lewe is, jy is nie alleen nie. Jy sien, die Nuwe Testament gee nie redes waarom probleme gebeur nie. Gee nie redes nie. Maar die Bybel wys wel vir ons dat hierdie wêreld is nie ons tuiste nie. Daar's net een hemel en dit is definitief nie hier nie.
Dis 'n stikkende wêreld, dis 'n gebroke wêreld, dis 'n feilbare wêreld, dis 'n wankelbare wêreld, dis onbetroubaar, opgevoeder deur sonde en die bose. Maar Jesus het nooit vir jou en my gesê dat ons hoef siekte en dood en situasies sommer net aanvaar as hy wil nie. Inteendeel, hy maak storms stil. Hy roep nie storms op nie, hy maak dit stil. Ek het al met mense gepraat gesê, weet jy, die Here het dit so gewerk dat hy in 'n ongeluk was. Gee die Here die skuld. Ons dink altyd die Here is die outeur van bose goed. Ek het ons al vir julle vertel van die ou tannie wat baie lanklaas in die kerk was en toe kom sy na 'n paar maande terug by die kerk en sy sê vir die predikant, ag dominee, ek was nou lanklaas in die kerk, ek wil net verskoning vra, ek was in 'n ongeluk. O, sê die dominee, wat het gebeur? Ek was op pad met my kinders, hulle het op 'n plaas gebly en ek het die grondpad gery en toe ek om 'n draai kom te vinnig, toe gly my kar. En toe vra die dominee, toe sê sy, dominee, toe gooi ek my hande in die lug op en ek sê, liewe Here, neem oor. En toe tannie, ag dominee, toe rol die liewe Here my kar 3 keer. Jy sien ons sien die Here baie keer agter ons ellende. Jy weet, ek wil God het nooit gesê ons moet siektes en storms aanvaar omdat hy dit stuur nie, omdat dit God se wil is nie. Inteendeel, hy genees siekes, hy maak die storms stil, hy wek dooies op. God maak nie siek nie, hy genees. Hy roep nie storms op nie, hy maak dit stil. En Jesus leer ook sy disippels bid en sê, laat die wil geskied soos in die hemel, laat dit so ook op die aarde wees. Soos in die hemel. Wat is in die hemel? Daar's nie suffering in die hemel nie. Daar's nie trane nie, daar's nie krisistye nie, daar's nie dood nie. Hy sê en laat dit ook so hier wees. Dis God se begeerte vir jou en my. God gee nie suffering om ons aandag te trek of om ons diere lesse te leer nie. Maar weet jy wat doen suffering? Maak 'n mens wakker vir 'n paar dinge in jou lewe. Dit laat jou dink aan goed wat jy geïgnoreer is, geneig is om te ignoreer. Soos jou afhanklikheid van die Here. Jou verganklikheid. Ek het al gesien, krisistye maak mense nederig, dit maak mense afhanklik, dit maak mense se harte sag. En wat God se stem betref in jou lewe, krisisse stoot die volume op, want jy begin hoor. Ek lees van 'n tsunami in Japan. Sosioloë het 'n sterk woord gehad om die jeug destyds van Japan te beskryf, soos lamsakkig en lui en sonder ruggraat, parasiete wat op hulle ouers steur en nie wil werk nie, die hele dag in hulle kamers lê met hulle elektroniese gadgets wat hulle by hulle ouers gebedel het. Geen ambisie, geen toekomsverwagting, maar tydens die tsunami in Japan verander daai jeug. Dis asof hulle wakker word uit 'n slaap. Hulle verstom die bevolking, hulle help vrywillig by shelters vir lang ure, sonder vergoeding deel kos uit en ander lewensmiddels. Hulle werk aan een, sonder om iets terug te vra. En hulle hou spaar elektrisiteit veldtogte om die regering van daai tyd te help, nadat die reaktors ontplof het. So suffering het 'n land se jeug ten goeie verander. So waar's God in krisis? Jy kan hom baie keer sien in mense, wanneer suffering kom. Die manier waarop hy baie keer deur mense homself openbaar in krisistye. Ek onthou destyds met die 4 hier in Nysna, so 'n paar jaar terug, julle weet daarvan, hoeveel mense in hierdie dorp en ander dorpe het fisies kom help. Hulle het nie net 'n klomp geld gegee nie, ons het by een plek hier in die industriële gebied waar jy jou pakkies kan gee en jou kos kan gee vir daai mense. Dit was 'n saal, dit was vol. Mense help en dis wonderlik dat om te sien hoe God deur mense help wanneer daar krisistye kom. In suffering het ek en jy altyd 'n keuse. Ek kan kies om te twyfel of ek kan glo Christus in my gaan my deurvat soos Dawid nadat hy sê waar is die Here? Aan die einde daai mooi waarheid sê van die Here. Sien ons geloof gaan dalk nie altyd die berg wegvat nie. Maar ons geloof al baie keer dat ons bo oor daai berg kom. Staan nog daar, maar ek is 'n oorwinnaar. Ons verstaan nie al die pyn en die suffering op aarde nie, maar ons kan reageer daarop deur 'n verskil te maak waar ander mense suffer. God is nie die outeur van rampe nie. God het die aarde aan die mens gegee om te bestuur, te regeer en te versorg, om daaroor te beheers. God het gesê, bewerk die aarde, heers oor die aarde, sorg vir die diere, bou die samelewing. Kyk wat het die mens daarmee gemaak. Jy weet, interessant, die laaste 200 jaar het 'n helfte van die kinders van die wêreld wat onder 5 jaar is gesterf. Die helfte van hulle is dood.
Die laaste 200 jaar spoed alles afterhande. Die natuur kreun, dis besoedel. As ek hier in Mosselbaai met my boot ingaan in die diepsee, moet jy sien hoe lyk daai water partymal. Hoe besoedel dit is. Baie hartseer om dit te sien. Paulus sê die skepping is in barensnood. Die mens roei die aarde se bronne uit, pessiekte kom oral voor en dis nie God se skuld nie. Jesus het gesê die goed gaan in die laaste dae gebeur. Mense vra, waarom laat God die goed toe? Toe vra iemand, hoekom laat ons dit toe? Jy sien, ons hoop lê daarin dat Christus gaan terugkom eendag, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan oprig. En tot dan is geen antwoord en geen verduideliking waarom is daar soveel suffering goed genoeg nie. Dis duidelik dat God in Genesis die aarde aan die mens gegee het. En tot dit sy tyd is, soos hy bepaal, gaan hy dit nie terugvat nie, hy het dit vir ons gegee. Hy het vir Adam gesê, is die aarde, vat dit vir 'n dryf. En kyk hoe dryf ons om, in die grond in. Jy moet luister na môreoggend se oordenking, veral op WhatsApp, want daar's nou weer een of ander valse profete wat sê dat Jesus kom in September maand, die 23ste. Jy moet maar gaan luister môreoggend se kort oordenking. Tot iemand dit vir my stuur, toe sê ek, nog alweer. Mense leer net nie. Hoeveel keer gaan daar nog sulke, ek sê, ek hoop mense luister nooit weer na daai mense, wat sê die Here kom die 23ste nie, want Jesus sê, niemand weet nie, en Jan het nou nog iets mooi gesê, weet daai mense dan beter as Jesus, want hy het gesê, niemand weet nie. Jy sien, God gryp nie altyd in waar onregverdigheid is nie. God gryp ook nie in waar krisisse altyd. Die mens moet eers. God het wel aan ons opdrag gegee om daar te wees waar mense hom nodig het. Om mekaar se laste te dra, om dit vir mekaar makliker te maak. Dank God vir mense in ons lewens wat dit doen. Jy weet, mense sê soms verkeerde goed wanneer dit kom by suffering. Mooi antwoorde om mense te help op verkeerde tyd is skadelik. Soos wanneer iemand 'n kind aan die dood afstaan en te sê, God is op die troon. Dis waar. God is op die troon, maar het gaan nie die pyn stop nie. Dit klink eerder of God ver, hoog, onbetrokke, koud op sy hoë troon sit en afkyk sonder empatie. Of wanneer ouens deur goed gaan, hoorie, hou net vas, God toets jou geloof. Hy het klaar Jesus getoets namens ons, want ek en jy dop in elk geval elke toets. Of wanneer krisisse kom, dan sê, ek het al gehoor iemand sê, God stuur krisis omdat hy lief is vir jou. Toe sê iemand, ja, God se liefde gaan my doodmaak. Of om vir iemand te sê wat teëspoed beleef, daar moet 'n rede wees. Daar moet ons 'n dieper rede wees. Iemand sê, ek het nou daar gehoor 'n vrou het gesê, man, as stofsuier het gebreek, toe sê iemand anders vir haar sonde in jou lewe. Lê vir haar 2 hande op en moenie bid nie. Dis nonsens. Jy weet, om vir iemand te sê wat teëspoed beleef, daar moet 'n rede wees. Iemand sê, ek soek nie redes nie, ek soek 'n verligting. Ek soek 'n oplossing. Of wat ons baie keer sê, man, kyk net na ander mense, wees dankbaar dat jou suffering so erg is nie. Suffering is suffering, al is dit nie so erg soos anderse nie. Dis maar leefwoorde vir iemand wat sopas hulle werk verloor het, of 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Ek onthou, daar was 'n fliek, Kevin Costner speelde in The War. Daar's 'n toneel waar hy, wat die man in hierdie verhaal speel, sy vriend in 'n mynongeluk probeer het, en toe in die proses self sy eie lewe verloor. En sy vrou probeer toe die seun troos, want ons hoor dit mos nou baie, God het hom nodig in die hemel. Die seun het in die lig opgekyk en hardop geroep, ja, maar ek het hom meer hier nodig as wat u hom het, God. En dis tog so waar. 'n Pastoor by 'n begrafnis het dit eintlik reggestel, hy sê, damn you death, if we get upset about the condition of this planet, I can only imagine how God feels. Ek bedoel, Jesus het geween by die begrafnis van 'n weduwee se seun, want hy voel ons pyn. En daarom ouens, smarte, ellende, dood is met ons totdat Jesus kom. Dis ongelukkig deel van hierdie aardse pakket. En om te sê alles werk ten goeie mee is waar, maar dit kan 'n harde hou wees om vir iemand te sê as jy dit op die verkeerde tyd sê. Want hoe sê jy dit vir 'n ouer wat sy kind deur die dood verloor het, alles werk ten goeie mee? Of wanneer rampe gebeur oor 'n bietjie en mense is dood in rampe en die oorlewendes kom en sê, God was met my, ek het niks oorgekom nie. Hoe gaan die kinders voel van hulle ouers wat daar dood is? Wat van hulle ouers, was God dan nie by hulle nie? Verstaan nie die situasie? Ek het al gehoor iemand sê,
by die dood van iemand, God pluk die mooiste blommetjie. Om wat mee te maak? Is ons lelike klein vet plantjies wat God nie daarbo wil hê nie? Nee? Ek hoor baie keer wanneer mense op die verkeerde plek sê God is in beheer. Ons sê dit graag, God is in beheer. Dit klink na die Bybelse ding om te sê. As jy dit sê, jy eer God om te sê God is in beheer. Die vraag wat ek vanmôre vra, is God in beheer? En van wat is hy in beheer? Is hy in beheer van alles? So as God in beheer is van alles, is dit hy wat jou sondes laat doen? Is dit hy? Johnny het hierdie veldtog wat ons, ek dink goed afskop, waar ons die ouens wat so op TV wil vloek, ons wil nie hy goed kyk nie, is dit God is in beheer, so hy, as God in beheer is, sal hy het ons nie toelaat nie. So obvious is God nie in beheer van Netflix nie. Of wat van 3 miljoen kinders wat gereeld verdwyn, jaarliks amper, weens kinderhandel drywe. Is God in beheer daarvan? Is dit, want as dit gebeur en God is in beheer, dan beteken ons dis sy wil. Wat van dwelmverslaafdes, is dit God se wil? Is God in beheer daarvan? Want anders hoekom laat God dit toe as hy nie in beheer is nie? As hy in beheer is, dan beteken dit alles is sy wil. Waarom het Jesus die storm stil gemaak, as God in beheer is van die storms en het gestuur het? Hoekom het Jesus dit stil gemaak? Het dit teen sy Vader gewerk? Jy weet, en ons baie ding so, God stuur droogtes, daar was al gepreek daaroor, die boere met hulle sondes bely, oor die droogtes. Ek sê, Hilbra doen iets reg, want daar het hulle oorvloedwater, daai Sodom en Gomorra, weet, so, mense dink so, daar moet 'n rede wees, God is in beheer, so God laat dit is als God, maar as dit dan so is, waarom word ons beveel deur Jesus om die duiwel te weerstaan? As God in beheer is, en alles is die wil van die Here, hoekom moet ons die duiwel dan weerstaan? Los hom, God gebruik hom ons nou, God is in beheer. Was die Holocaust in die Tweede Wêreldoorlog, 6 miljoen Jode vermoor is, God se wil? As God in beheer is daarvan? Wat van natuurrampe, terrorisme? So wanneer mense sê God is in beheer, kan ek my nie indink van watter God hulle aandink. Ek weet regtig nie. Nou, dit is wat ons nou net gekyk het na. Nee, dit is hy hierdie. 1 Johannes 5 vers 19 sê, ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld is in die mag van die bose. So wie is in beheer? God? Nee. Die hele wêreld lê in die mag van die bose. Die wêreld lyk nie so omdat God in beheer is nie, maar omdat God beheer oorgegee het aan die mense en die mense deur die sondeval het gaan opvoeder en het oorgegee aan die vyand. Daarom sê Jesus in 1 Johannes 3 vers 8, Jesus het gekom om die werke van die vyand te vernietig. So dit is duidelik, as Jesus gekom het om hierdie goed, die werke van die vyand te vernietig, is dit duidelik dat dit is nie die werke van God nie. God beheer nie die vyand se werke nie, hy beperk wel sy mag, dis al. Die dief het gekom om te steel en te slag en te vernietig, en God is nie 'n dief nie. Moet nooit sê die Here het my kind gevat nie, God vat niemand se kinders nie. Maar as hulle gaan, sal hy daar wees om hulle te ontvang. Hy beheer ook nie die mense werke nie, hy beheer ook nie jou werke nie. As God in beheer is, waarom het hy Adam gevra om nie te eet nie? Dink daaraan, hoekom het hy vir Adam gevra om nie te eet nie? Hoekom? Want hy het nie Adam beheer nie, hy het aan Adam 'n wil gegee, 'n keuse, en hy gee vir jou ook 'n keuse. Hy beheer nie jou keuses nie, jy moet self besluit. Jare terug het mense by ons aangekom, hulle het alles verloor, hulle het alles verkoop en hulle het een of ander franchise gaan koop uit Amerika wat nooit van die grond af gekom het, hulle het alles verloor, hulle kom sit daar by ons en sê, kyk wat het die Here met ons gedoen. En ek word so ontstel en ek staan op en ek sê, dis jy wat verkeerd gekies het, maar nie God die skuld gee nie. Jy sien ons keuses, ons het 'n vrye wil en hy gee vir ons keuses. En Jesus het gekom om ons die geleentheid te gee om sy lewe te ontvang, vir ons lewe, en om sy wil te kies in hierdie gebrokenheid waarin ons is. So wanneer mense sê God is in beheer, is dit dikwels goed bedoel om 'n vertroosting te bring, maar as dit verkeerd gebruik word, verstaan word, dan skilder dit 'n prentjie van God as die outeur van die bose, en dis eenvoudig nie wie God is nie. Hierdie hele God is in beheer frase is 'n geuite uitdrukking wat mense op die verkeerde plekke gebruik, en dan kan maklik die waarheid van God se geaardheid verdraai, tensy ons verduidelik waarvan praat ons wanneer ons sê God is in beheer. Was God in beheer van die storm? Nee.
maar hy het die storm stilgemaak. Ja, God is absoluut soewerein. Maar hy is nie soewerein in mikrobestuur nie, hy gee dit vir jou en my. Sy soewereiniteit is ook nie manipulasie, soos 'n puppet aan 'n string waar God jou beheer. Nee. In sy almag, omdat hy nie bedreig is deur die mens of sy wil nie, het God gekies om aan die mense vrye wil te gee, om sy eie keuses te maak. Al kies die mens selfs teen God. So wat het God gedoen, en ek is amper klaar? Hy het die heerskappy aan die mens gegee, en die mens het dit deur die sonde aan die vyand oorhandig. Maar Jesus het gekom om daardie verlore gesag terug te eis, nie met geweld nie, maar deur genade en die waarheid van die kruis. Hy het gekom soos 'n lam, nie soos 'n leeu wat wil kontrol nie. Dis 'n lam op die troon. Dis hoe God dit doen. Nie om te kontrol nie, maar om harte te verander. Binne dit. Soos 1 Johannes 3 vers 8 sê, die Seun van God het hiervoor verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. En hoe doen hy dit? As 'n lam. Daar's krag in die lam, in die bloed van die lam. Daar's krag in die dood van Christus. Hy kom nie om te beheer nie, maar in dit kom hy in en hy maak 'n verskil. Sodat ek en jy vanmôre hier sit in 'n stikkende wêreld waar mense weghardloop van God, het ons harte verander. 'n Lam het dit gedoen. En dit alleen wys vir ons dat die werke van die duiwel, so siekte en dood en droogtes en vernietiging, is nie God se wil nie. As jy voor 'n siekbed staan, hoef jy nooit te vra as dit u wil is nie. Jy bid en sê in die naam van Jesus, word gesond. Moet nooit sê as iemand doodgaan aan kanker, dit was die wil van die Here nie. Dood was van die begin af nog nooit die wil van die Here nie, dit gekom deur die sondeval. Maar weet jy wat, hy kom in hierdie chaos in, want jy weet, sondeval het die wêreld gebreek, daarom sien ons hierdie boosheid en siekte, natuurrampe, ongeregtighede. En God se reaksie was nie om hierdie chaos te beheer en te orkestreer nie. Hy kom in dit in, binne in dit kom red hy ons. Hy bemagtig ons binne in dit as nuwe skepings in Christus te midde van alles, sodat ek vir 'n wêreld kan wys, kyk wat doen 'n lam met mense se harte in hierdie wêreld. So hy kom en nou word ek en jy sy liggaam op aarde. Ons is deel van sy liggaam. Ons is sy liggaam. Hy werk deur ons. Nie deur ons wil te oorheers nie, maar deur ons wil te transformeer deur die kragvolle inwerking van die Heilige Gees. Daarom word ek en jy beveel, dryf die duiwels uit, Boeta. Genees die siekes. Verkondig die goeie nuus. As alles God se wil was, sou daardie bevele nooit sin gemaak het nie. Iemand het nou weer 'n vraag gehad in die land oor die uitverkiesing. As jy een of ander ou wat sê, hulle is uitverkies en that's it. As die uitverkiesing waar is, hoekom sal Jesus sê gaan verkondig die evangelie, hulle is ons klaar uitverkies? Jy sien ja en ja, God is in beheer, maar God is in beheer in die sin dat sy doeleinde sal vervul word. In hierdie lewe waar ek en jy is, het hy ons gesag gegee om die hemel aarde toe te bring. Hy sê in Matteus 6, bid, soos dit in die hemel is, laat dit op jare wees. Die uitnodiging staan vir jou en my, om saam met hom te werk, en nie passief alles wat met ons gebeur te aanvaar, asof God dit gewil het nie. God is goed, God is altyd goed, en die bose is nooit sy werktuig nie. Ek sê altyd, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou die Here met my hele lewe. Soos Dawid skryf in Psalm 13, nadat hy sê, waar is die Here, dinge loop verkeerd, dan kom hy aan die einde daai laaste vers, hy sê, maar ek, op u goedertierenheid vertrou ek. Here, ek verstaan nie alles nie, maar op u goedertierenheid vertrou ek. My hart sal juig oor die heil, ek wil sing tot eer van die Here, omdat die Here aan my net goed doen. So ek gaan nie eens probeer, moet nie eens probeer om die waarom vraag te beantwoord nie, ons gaan tekort doen aan die situasie, wees eerder net daar vir mekaar. Dra mekaar se laste en vervul die wet van die liefde. Ondersteun, gee jouself waar dit nodig is. Jy weet, om antwoorde te gee, verlig nie laste nie. Wees eerder self die antwoord. Sodat mense, wanneer hulle in krisis kom en jy's daar, kan weet, hulle is nie alleen nie. 'n Universiteit het 'n toets gedoen, ek dink ek het nou dag vertel. Hulle het 'n klomp vrywilligers bymekaar gekry in hierdie universiteit, gesê julle sit daar en julle voete in bakke, vriesende water om te sien op 'n timer hoe lank kan julle sit met julle voete in die yswater.
Maar toe hulle toelaat dat hulle vriende en hulle familie by hulle sit tydens die toets, het hulle 2 keer langer uitgehou. En so het die navorsers tot die gevolgtrekking gekom. As jy iemand het wat vir jou omgee in jou pyn, maak dit 2 keer dat jy 2 keer meer pyn kan verduur. Navorsing het ook getoon dat mense wat ernstig siek is, vinniger gesond word as hulle omring is deur mense wat vir hulle omgee. Waar is die Here in jou? Waar is God as ek alleen is? En daardie mense wat kom en sê, ek is hier vir jou. Een van die aanbieders van die program 60 Minutes het tydens hulle nuusdekking van die verwoesting van die orkaan Katrina destyds gesien hoe die kerk inspring en gehelp het as gevolg van die ramp. En hy het sy lewe aan Jesus oorgegee. In krisisse is daar altyd mense wat help. En so openbaar God om deur mense in krisistye. O Leonard Cohen sing, Jesus walked upon the water, only drowning men will see him. In donker ure is die lig net beter. En dis hoekom ek wil afsluit om vir jou te sê vanmôre, dis hoekom gemeente wees so belangrik is. Want gemeente wees is God se plan. Hy sê ons moet mekaar se laste dra, om te wees vir mekaar. Daarom haat die duiwel wat ons hier het. Hy haat gemeente wees, die saam wees. Hy probeer dit verwoes. Die Bybel sê die laaste dae sal mense meer liefhebbers van plesier wees as van God. En dis waar, ons sien dit Sondag. Ons maak te min van Sondag. Mense verhuil dit maklik vir 'n dag se plesier. Maar ek sal vir julle sê, ons gaan mekaar nog eendag baie nodig hê. Ek en my kleinseun, ou Zack, waar is hy sê Sondagskool? Ek speel saam met my laaitie computer games. Ons speel Call of Duty Warzone. Nou, ek onthou jare terug het een van die pastore se seuns hier in die dorp by my kom computer games speel en hy mag nie. En ons is ook besig met 'n Battlefield. Sy pa bel, waar is jy? Ek sê vir jou pa, ons doen spiritual warfare. Maar nou in hierdie game, nou is jy 4 ouens in hierdie span. En ek en my kleinseun speel saam, dan die ander 2 ouens. En dan moet jy nou sien, jy kan op die kaart sien waar hulle is. Dan is altyd die een ou wat nie saam gaan nie. Dan sê ek, "Amon, Zack, oupa is nie 'n team player nie." Dan sê ek, "Los hom, kyk nou wat gebeur as hom skiet. Is niemand om hom te help nie. Want as hy jou skiet en jou buddy is by jou, kan hy jou heal. Because he ain't heavy, he's my brother." En dan gebeur dit, skiet hulle ou allee, daar's aan niemand om. En dis presies die gemeente, ouens. Dis hoekom ons hier is. En dis hoekom ek sê, ouens, bid vir die gemeente. Bid vir dit wat ons hier het. Dis so belangrik, dis so wonderlik, dis die wil van die Here. Paulus het nooit, mense sê altyd ek dien sommer die Here by die huis. Paulus het nooit geskryf aan individue nie, hy het altyd geskryf aan gemeentes, sy briewe. Want dis God se wil. Toe hy aan Timoteus skryf, toe sê ek, skryf so jy kan weet hoe jy moet gedra in die huis van God is. Gemeentelewe is belangrik. Ons gaan mekaar nodig kry. En ek wil jou vanmôre bemoedig. 1 Johannes 5 vers 4 sê, want alles wat uit God is gebore, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dis die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin het as hy wat glo dat Jesus die seun van God is. Ons leef in 'n tyd waar mense baie rasioneel geword het en bewyse soek vir alles. Geloof is net nie meer genoeg nie, mense soek bewyse. Iemand sê mense wat bewyse vra kry gewoonlik nie genoeg nie en God weet dit, daarom vra hy dat ons hom net sal vertrou. Die beste goed wat die lewe mooi maak, soos liefde, kan nie bewys word nie, want dit is 'n kwessie van geloof. Al kry ek en jy dan nou nie antwoorde op waarom nie, ons staan vas in ons geloof. Want geloof is belangrik wanneer ons in krisisse kom. En geloof maak dat ons in hierdie wêreld kan bly staan en oorwin. So waar is God as dit seer is? In jou hartjie, binne in jou. En hy gee jou sy geloof. En daarom kan ons vanmôre oorwin. In ons krisisse, in ons twyfel, in ons sonde. Hoeveel probleme is jy al deur wat jy gedink jy gaan dit nie maak nie? Dink 'n bietjie, ons vergeet, jy weet. Ons vergeet wanneer dinge sleg gaan om te onthou hoeveel keer God het ons al daardeur gekom. As ek net kan onthou, Here, ek was daar in 'n krisis, iets vir my deurgekom. Ek gaan dit weer doen. Hoekom? Because Christ in us is real. And Christ in us is our hope of glory.
En baie keer is dit Christ in you for me en Christ in me for you wat ons deurvat. Daarom hier moet vrede wees in die gemeente, harmonie. Die duiwel hou nie daarvan nie, want hy weet hoe goed is dit vir ons om so saam te wees. Jeremia 29 vers 11 is die laaste een. Ek wil jou bemoedig. Onthou dit vanmôre as jy hier uitstap. Skryf dit op jou yskas deur as jy in krisisse is, lees dit oor en oor. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, sê die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. So onthou dit. God se gedagtes vir jou is altyd goed. Altyd goed. God is in storms by jou. Hy maak dalk nie die storm stil soos jy dink nie. Maar God is altyd in jou storms. En ten spyte van dit alles, maak dit draaglik. As ek terugdink aan die pad wat ons gestap het, seer gekry het in die kerk, uitgebrand, teleurgestel, weggestap het van alles af. Weggestap het van die bediening. Ek was die jongste predikant in die gemeente waar ek wist wat sy eie gemeente was. Weggestap, ken niks anders nie. Alles weggestap, gaan sit alleen. Maar as ek sien waarheen die Here ons daar gevat het, wat die Here met ons daar gaan doen het, en waar die Here ons hier gebring het, ek is seker vandag, as ons nie daai pad gestap het nie, was ons nie hier nie, en het ek nooit by hierdie woord uitgekom nie. Ek weet dit. So weet jy, as jy nie vanmôre, as jou lewe vanmôre de mekaar is, en dit lyk vir jou soos die agterkant van daai tapisserie, alles is so de mekaar, en jy sien nog nie die prentjie nie, hou net vas aan die Here, of laat hy aan jou vashou. Sit by sy voete, as dinge verkeerd loop, en you cannot change it, word net stil, daai lied wat Tash, be still, in the stillness of who you are. En ek dink ons gaan nou die nagmaal bedien, maar kan ons hom net een keer deursing, in the stillness, en dan wil ek net vanmôre, miskien is dit in jou hart stil, miskien is daar woelinge, miskien is daar onsekerhede, wil jy nie net vanmôre sê, Here, hier is ek weet nie waar as jy in jou lewe nie, iemand sê, jy weet, ons is maar almal, jy weet, moet hulle gesê, ons is almal in dieselfde storm, toe sê, ja, maar ons is nie almal in dieselfde bootjie nie, ons omstandighede verskil, so as dit vanmôre met jou nie lekker is nie, as jou hart nie lekker is nie, en as stres of spanning, wil jy nie vanmôre net jou oë sluit, vergeet waar jy is, vergeet van die kerk, en sluit net jou oë, net jy en die Here vir 'n oomblik, en as jy nie, en dan kan Tash, julle kan die lied vir hulle sing. In the stillness of who you are, there I find peace. In the stillness of who you are, I see your heart. Dankie Jesus. In the stillness of who you are, there I find peace. In the stillness of who you are, I know that you know. Thank you, Jesus. That you know my name, that you know my life, still you love me, my Lord, still you care for me. I'm the dream in your heart, and you keep me right there in the fullness of who you are. Halleluja. Dankie Jesus. I know that you know. Halleluja. Waar ons ook al vanmôre in ons lewe is, die Here weet, want hy was daar en hy is by ons. Hy was in die storms, hy was aan 'n kruis gebreek. En daarom in die nag waar hy oorgelewer is, het hy die brood geneem, gebreek en gesê, neem, dis my liggaam.
wat vir julle gebreek is. Wanneer ons aansit aan die tafel, sit ons aan die tafel van hom wie gebreek is en wat ons gebrokenheid ook verstaan. En inkom in ons gebrokenheid en homself openbaar en ons deurvat, uitvat. Al vat dit soms tyd, ons kom altyd ander kant uit. En hy het die beker gevat, 'n beker wat 'n simbool is van sy bloed. Hy gesê dis die beker van die nuwe verbond wat beseël is met my bloed. So dit was as wat julle hier uitdrink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Bloed, wat beteken sy maat by die kruis gestaan en kyk, God die Vader het gekyk hoe sy seun uitbloei, doodbloei aan die kruis. Dis wat ons hier vanmôre celebrate het onthou. Hy verstaan, hy doodgebloei omdat hy ons lief het. Hy verstaan waar ons is, asof dit soms vir ons voel, ons bloei dood. Hy is hier om ons vanmôre deur te vat. Ek wil net vra, ek het nou nie gereël nie, maar het iemand gereël vir die nagmaal, mense? Sal 'n paar manne my gou kom help? 1, 2, 3, 4. 4 manne, 8 manne asseblief, sal ek dit waardeer. Of vrouens, julle is almal welkom. Dankie. Sal jy hierdie kant. Johan, sal jy die middel gaan asseblief. Sal jy daai kant gaan asseblief. Okay. Sal jy regs gaan asseblief. So op onder. Okay, Johan, sal jy die middel doen? Gaan jy Andrei, ja, middel Johan, gaan jy daai kant doen, Andrei. Dankie. Halleluja. Dankie Here Jesus. Gebreek vir ons. Wil jy help? Okay, jy kan van agteraf kom in die middel van agteraf. Dankie. For us to be apart was never what you wanted. This is what your heart was longing for. It's what you died for. For us to be yours. For us to be apart was never what you wanted. This is what your heart was longing for. It's what you died for. For us to be yours. Yes, Lord, I'm yours. Yes, Lord, forever I am yours. Yes, Lord, I'm yours. Yes, Lord, forever I am yours. For us to be apart was never what you wanted. This is what your heart is longing for. It's what you died for. Sê sommer jouself, sê For ons us to sommer vir jou. be Ja. yours. For us Ek to het dankie. be apart was never what you wanted. This is what your heart was longing for. It's what you died for. As die ander ouens kom, as hulle nie gekry het nie, bedien hulle sommer oor die manne wat hier kom staan. Yes, Lord, I'm yours. Yes, Lord, forever I am yours. Yes, Na die tyd. Lord, I'm yours. Yes, Lord, forever I am yours. This is who I am, the bride of Christ. You're the lover of my soul.
Halleluja. Ons gaan afsluit met hierdie lied, Halleluja. En dan gaan ons lekker saam kuier. So kom ons staan op en ons sing 'n loflied tot eer van die Here. Loof sy naam en kuier saam met ons na die tyd. Moenie haastig wees nie. God van